Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam is Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons Here, ons leidsman. Vriende, ek glo en hoop met elkeen van julle gaan dit geseënd. En hoe geseënd is ons nie om weer iets uit Vader se woord uit te kan leer en te kan lees, te kan hoor nie. En ja, en om dit ons eie te maak. Vriende, ek begin vandag en ek lees vir ons Psalm 9 vanaf vers 1. Vir die musiekleier op die wysie van sterf vir die seun, 'n Psalm van Dawid. Ek wil die Here loof met my hele hart. Ek wil al u wonders vertel. In u wil ek bly wees en juig. Ek wil psalms sing tot eer van u naam, o Allerhoogste. Omdat my vyande agteruit wyk, struikel en omkom van voor u aangesig. Want u het my reg en my regsaak behandel. U het gaan sit op die troon, o regverdige regter. U het die heidene gedreig, die goddeloses laat omkom, hulle naam uitgedelg vir ewig en altyd. Die vyande het omgekom, pynhope vir ewig, ook die stede wat u verwoes het. Hulle gedagtenis, ja, die het vergaan. Maar die Here sit vir ewig. Hy het sy troon reggesit vir die oordeel. En hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie. O Here, psalms tot eer van die Here wat op Sion woon. Verkondig onder die volke sy dade, want hy wat die bloed soek, dink aan hulle. Hy vergeet die geroep van die ellendiges nie. Wees my genadig, Here, aanskou my ellende vanweë my haters. U wat my verhef uit die poort van dood. Sover vriendelik by vers 14. Ek wil eintlik nou net hardop sê, halleluja, God is koning. Vriende, ons weet van al die wêreldheersers, konings, keisers, van eeue en eeue terug wat gekom en gegaan het. As ek maar net 'n paar kan opnoem vir ons: Saul, Dawid, Salomo, Caesar, Nero, Konstantin, tot Hitler, Mussolini. En so kan 'n ou aangaan en aangaan en aangaan om daardie name op te noem. En ek dink dan in verte, ek dink as jy nie geskiedenis op skool geleer het nie, sal jy nie eers weet wat dit beteken of wie daai mense is nie. Maar as jy jou Bybel lees, sal jy verseker weet wie Saul, Dawid en Salomo is. Verseker. Ek meen, is dit nie mense wat gekies is volgens God nie. Maar vriende, weer eens wil ek sê, halleluja, God is koning. Sien, al daardie mense, al daardie konings en priesters en keisers en whatever, hulle het geregeer, hulle koninkryke vir 'n tydjie lank. En wat het met hulle gebeur? Daarna is hulle van die toneel af, hulle het verdwyn. Jy sien, alle menslike leiers heers slegs vir 'n beperkte tyd. Hulle tyd is afgeskort. Hulle gaan nie vir ewig aan die stuur sit nie. Jy sien, dan is hulle tyd verby en gou is hulle vergete. En wanneer ander mense hulle plekke inneem, doen hulle dinge heel anders. Ons kan almal sien wat in die wêreld aangaan. Hoe een regering so regeer, ander regering so regeer. En ja, wanneer die ander een oorvat, dan is dit maar weer so, of hoe ook al. Maar vriende, weet julle, ons is eintlik so geseënd, so blessed, om 'n God te hê. 'n God, 'n Vader, wat vir ewig koning is. Sien vriende, hy gaan nêrens heen nie.
Hy bly vir ewig. Ons is sy kinders. En hoe geseënd is ons nie om sy kinders genoem te kan word nie. Soos wat die psalmdigter koning Dawid vir ons voorgehou het. Vers 11 het hy ons nou gesê, of vers 10 liewers. So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte. Vriende, hoeveel van ons gaan onder verdrukking deur? Hoeveel van ons sukkel maar van dag tot dag, maand tot maand? Hoeveel van ons sien dat, ja, die bose doen goed, of die mense wat skelm is, hulle lewe in weelde, en dit gaan net klop tusselbeen met hulle, en ons wat aan die Here vashou, ons struikel maar voort, ons sukkel maar voort, ons suffer maar aan. Maar dis nie die waarheid nie, vriende. Hy is vir ons 'n rotsvesting in tye van benoudheid. Kry ons nie sy liefde nie, kry ons nie sy vrede en vreugde wanneer ons op aanroep nie. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie. Daai is vers 11, vriende. Weet julle, dit is mos 'n belofte in God se woord, en ons weet God kan nie jok nie. So daai belofte sal nie in hierdie woord staan vir ons, as ons nie dit hoef te geglo het of ons eie te gemaak het nie. Sien vriende, Israel het wel aardse konings gehad, maar hulle het geweet dat God eintlik hulle koning is. Sy heerskappy is sonder einde en kan nooit vervang word nie. Hulle kon ons altyd op God vertrou. Hy is altyd dieselfde. En ons weet ook hoe die Israeliete aangejaag het, hoe hulle afgode gaan aanbid het, hoe hulle afgedwaal het. Maar God het altyd dieselfde gebly. En dan weet julle, dit is vir my so merkwaardig van ons Vader. Wat hy net gesê het, as die mense net hulle sondes verlos, van wegdraai van hulle verkeerde dade en my weer soek, dan sal dit weer voorspoedig gaan met hulle. En ja, vriende, hoeveel keer het God hulle nie uit 'n penarie uitgered dan nie? Net vir 'n rukkie, en dan woef, dan val hulle maar weer terug in die verderf. Maar sien vriende, oor duisende jare sal mense nog na hom opsien vir sy koninklike heerskappy om ons te lei, te oordeel en te ondersteun. En sy heerskappy en majesteit omsluit alles en almal. God is vir ewig. Dit is 'n feit soos wat 'n feit kan 'n feit wees. Daar is geen ander soos hy nie. Maar ons moet ook onthou, ons moet hom soek terwyl hy nog te finde is. Ons moet klop terwyl daar nog kan oopgemaak word. Vriende, die dag gaan kom. Die dag gaan verseker kom, wanneer God sy seun stuur om ons te kom haal. En dan is daar nie meer tyd vir klop nie. Daar is nie meer tyd om te soek nie. Want God gaan nie meer te finde wees nie. En vriende, dit gaan nie net gebeur wanneer Jesus aarde toe kom om ons te kom haal nie. Dit kan nou met ons gebeur. Dit kan enige minuut van enige dag met ons gebeur. As jy jou laaste asem uitblaas, is dit verby. Is nie nog 'n kans nie. Dit is verby. Maar vriende, God is nog hier. Hy is nog die maghebber. Hy is nog in beheer. Hy is nog te finde. Sien, deur Jesus weet ons, God se heerskappy is nie die soort wat die wêreld na kyk nie. Maar dit is iets groter. Dit is 'n ewigheidsheerskappy waarna ons kyk. Dis wat Jesus vir ons kom oopmaak het. Dis wat hy vir ons kom wys het. Jy sien, dis die heerskappy van lydende liefde, verlossing, genade, vrede en waarheid. Daar is niks anders wat by God skuil nie. Daar is nie iets wat ons nie weet nie. Want dit staan vir ons pragtig in God se woord uitgelig. Wat kom, wat was, alles is daar vir ons om te lees. En vriende, ons kan verseker wees, verseker, dat hierdie wêreld gaan vergaan.
En daar's 2 plekke waar ons kan heen gaan. Eider saam met Jesus of saam met die duiwel. En vriende, Jesus het na sy troon opgevaar, waar hy reeds saam met die Vader heers, en van waar hy weer in heerlikheid sal kom, om sy kinders te kom haal. Gaan ons reg wees? Is ons reg? Vriende, ons kan nie wag net, soos ek nou gesê het, net vir daardie dag nie. Is ons reg om nou ons Skepper en Saligmaker te ontmoet? O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie woord wat U met ons kon spreek het. Vader, dankie dat ons kon gehoor het en dankie dat ons het kan weet dat U is God. U is ons God, ons Vader. Here, help ons regtig om elke sekond van elke dag gereed te wees vir wanneer ons U gaan ontmoet. Here, U is die koning tot in aller ewigheid. Ons loof en prys U en ons dankie dat ons U kinders kan wees. Deur Jesus Christus, kosbare bloed. Amen. Vriende, my naam is Pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. Ek is ook deel van die JCRMTS familie. As julle enigstens gebed of bemoediging nodig het, skakel my gerus op 083-232-2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.